was eintlik altyd die hoofpersoon in die huis gewees. So van kleins af, as my pa terugkom, het ek altyd gekyk wat hy spesifiek gedoen het vir my ma. Want as hy hier is, kan hy dit nie doen nie. Dan doen my ma alles. So ek het nogals baie opgelet na sy aksies. Partykeer was dit goeie aksies, partykeer was dit slegte aksies, nê? So ons het almal daai in ons, want dit is deel van ons menswees. Maar iets wat my nogals opgeval het, was spesifiek in die oggende. Dan sal my pa koffie maak vir my ma. Nou kom ek vertel nou eers 'n side story. My pa en ma is verskriklike koffie snobs. So Riek koffie, Jacobs, dis plastic koffie, hulle drink dit nie. Dit is nie. Hulle drink filterkoffie, of dan nou, my pa het vir hom later jare baie fancy koffiemasjien gekoop, wat hy vir homself espresso kan maak, want hy drink nie plastic koffie nie. So, koffie is 'n groot ding, nie net in ons huis nie, maar in hulle huwelik ook, nê? Dit is deel van hulle, eintlik half karaktereienskap in hulle huwelik. So, hy het elke oggend vir my ma koffie gemaak. Nou, hy staan baie vroeg. My ma like dit om laat te slaap. Dan maak hy vir hom koffie, langsam op die bedkassie, het die tyd dat sy opstaan, sal hy koffie koud. En ek weet nie wie van julle al koue koffie drink nie, maar is vlug. Ek hou niks van koue koffie nie. Alhoewel, meeste van die tyd vergeet ek vir my koffie, dit word koud, dan drink ek dit maar, want ek het dit nou klaar gemaak, maar dit is nie lekker nie. Maar sy het nooit gekla dat haar koffie koud is nie, dit was vir altyd snaaks. Maar laat hy die dag nie koffie maak nie. Kyk, nee, dan wil jy eerder in die huis wees en dat ek buite saam met die honde gaan speel en eintlik gekyk of ek saam met die bure gaan speel. Dan gaan ons klim ons oor die mure, ons gaan speel in die boomhuis, want dan wil ek in die huis wees. En mens kyk dan en dink jy, dis eintlik stupid, nee? Want wat maak dit nou saak of dit al is of nie? En hoekom het sy nie kwaad geword as dit koud is nie? Ja. Want dit gaan nie oor die koffie nie. Dit gaan oor die liefde agter dit. Die feit dat hy aan haar gedink het en iets vir haar gegee het. Okay? Sy het nog geslaap, dan word dit koud. Is dit sy skuld? Ja, tot 'n mate, hy kon dit seker later gemaak het. Maar dis nie eintlik waar ons na moet kyk. Ons moet kyk na die aksie agter wat gebeur, die hart agter wat gedoen is. Die koffie wat gemaak is dieselfde soos God wat sê, ek is hier, jy moet net uitry. Hy staan al lank daar. Die koffie wat hy het op die tafeltjie waar hy vir jou wag, is al koud. Jy moet net besluit om te gaan en actually iets met dit te doen. Maar ons los dit eerder. Maar kom daar 'n dag wat dit nie daar is nie, dan raak ons kwaad. Maar die beste ding van God is, dis nooit nie daar nie. Dis altyd daar. Ons dink baie keer is dit daar, maar dis altyd daar. So baie keer nê, as mens nou hoor van waar hulle praat oor die huwelik, dan hoor jy altyd daai paar versies wat sê 'n vrou moet onderdanig wees aan haar man. Ek wil net sê, daai versie gaan nog aan ook nê. Ons 'n stukkie daaronder. Wat iets vir die man sou sê, maar ons sal nou net daarby kom. Ek wil net so lank hê julle moet daaraan dink. Ek self is nie in 'n huwelik of verhouding nie. En ek was so 'n paar jaar terug in een gewees wat ek gedink het dis my trouvrou. Maar die groot ding wat ek na die tyd agtergekom het, was ek het nie God in daai besluit geëer nie. Ek het dit self gedoen. Ek het hom buite die wiskundige sommetjie gelos. Dis is om breuke te doen en dan los ons eintlik net die breuk totaal uit en ons doen net die boonste deel. Of jy doen 'n plus en 'n minus som, maar jy besluit ek gaan net die plus doen en dit gaan my antwoord gee. Jy kan nie dit doen nie. Maar jy kan, maar jy gaan nie by die regte ding doen. Nee. Nou is dieselfde. Ek het nie God geëer in daai besluit wat ek gemaak het nie. En die ergste was daai huwelik of daai verhouding was so mooi geweest want dit was so gebaseer op Christelike waardes. Ons het elke oggend saam gebid. Ons het gereeld Bybelstudie saam gedoen. Ons het kerk toe gegaan. Alles saam gedoen wat jy dink jy as 'n Christen moet doen, maar God was nie deel van dit nie. Dit was net ons. En dis waar die probleem ingekom het van die begin af.
Ons lees baie mooi in Korintiërs, dan sê Paulus, jy kan al hierdie goeders hê, maar as jy nie liefde het nie, beteken dit niks. En ons gaan nou 'n bietjie daar kom. So, eers, kom ons gaan uit by 1 Korintiërs, wat sê, laat die man sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en nie so die vrou teenoor haar man. So kan ons net gou mooi kyk en sien daar dat, daar word 2 mense genoem, en vir albei is dieselfde aksie. Jy moet jou nakom soos wat sy haar nakom, en sy moet haar nakom soos jy jou nakom. Dit kan nie gebeur as een persoon dit nie nakom. Dan is daar verhouding besig om te verbreek word. En dit is presies hoe ons verhouding met God werk. Hy kom sy goed altyd na, want hy is getrou en hy is liefde. Hy kan nie verkeerd wees nie, maar dan gaan dit teen sy karakter. So die probleem is ons doen nie wat ons moet doen nie. Ons verwag net van hom en ons wil niks gee nie. So op papier lyk goed partykeer sap en mens doen partykeer goeders reg, maar die vraag is eintlik of is God deel van dit. Nie net wendig of doen ons al die regte goed nie, is God deel van dit. En dan gaan nou sien hoekom dit eintlik die gedagtes wat mens moet hê. Maar dis eintlik wat Paulus vir ons voorskryf. So volgende een wil ek julle net gou 'n bietjie iets wys. OK? Jesus nou weer terug in die Ou Testament. Hosea het God 'n opdrag voorgegee en dit klink dalk vir jou nou baie weird. Wat hy sê, ek gaan nou net skiep daarna gaan, neem vir jou 'n vrou as 'n prostituut wat hoerkinders het, wat die land hou aan hoereer weg van die Here af. So om vinnig daai storie vir hulle op te som. God het vir Hosea beveel om 'n prostituut vrou te gaan kry, sodat hy iets vir die nasie kan wys. Nou is my vraag, is dit 'n slegte ding? Ja. Dis waar, nee? Ons gaan dink is 'n slegte ding. Hoekom sou jy nou met so 'n vrou wil gaan trou? En hoekom sal God dit wil hê? Nee, maar dis mos nou sleg. Maar net om julle 'n bietjie gedagte te gee, wat daai tyd aangegaan het is, dit was nie normaal. Meeste vrouens was so. Nou sê God vir hom, gaan neem so 'n vrou. Is dit uit 'n plek uit van ek wil jou straf of 'n plek uit van ek wil iemand iets leer? En dis hoekom God dit gedoen het. Dit lees mens verder later in hierdie stuk. God wou fokus op Hosea, want hy het iets in hom gehad wat God kon gebruik. Dis hoekom hy dit met hom kon doen. Die Here gaan jou nie teen goed sit wat jy nie kan hanteer nie. Dit is 'n belofte van hom af. Hy het geweet Hosea kan dit hanteer. Maar dit was nodig om sy volk iets te wys. Dis hoekom hy dit gedoen het. Dit lyk dan vir ons sleg, maar die Here doen nie slegte goed nie. Hy het alles gemaak en gesê, dis goed. As dit nie goed was nie, het dit eintlik dit nie bestaan nie. So, hier's my amper half gedagte om te dink aan goed en sleg. Alles is goed. Kom ons sê vir 'n oomblik sleg bestaan nie. Alles is goed, maar daar's net 'n paar dinge wat minder goed is. So dis verder van God af. Die duiwel is baie ver van God af. So niks inherënt is noodwendig sleg, maar dis net my filosofie. Dis nie noodwendig ek sê jy moet dieselfde dink nie. Dis net baie keer hoe ek oor daaroor dink, want anders dink ons die hele tyd dalk, maar daai persoon is sleg. Daai een is ook sleg. Maar hoe sleg is sleg? Wat is sleg? Daai persoon is net 'n bietjie verder van God af. Dis eintlik net 'n ander manier om daar te dink. So, nou kom ons by wat ek nou sou sê die lekker deel uit. OK. Hier is ietsie in Matteus, net uit die naam daar afgeskryf. Wat hy nou afgesny het, maar toe maar. So, Paulus was op die bootjie gewees en saam met die ander disippels. Jesus het net klaar gepreek en vir hulle gesê gaan. In hierdie stukkie lees ons dat Jesus op die water loop en Paulus uitroep en sê as dit nie is, dan kom ek saam of ek kom loop op die water. En hy klim uit en hy loop ook op die water. En toe sien hy hier so 'n massive golfie voor hom, toe sê van nog 'n kans. Ek gaan nee. Toe val hy in die water in, toe gryp Jesus, nee, maar hier's wat ek vir jou moet na kyk. Jesus sê toe, ek dink dit is die volgende een.
Daar, kyk na vers 31. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek. So, kom sê daar's Paulus, ek gaan maak of ek Jesus speel, wat ek sê. Hy het sy hand uitgesteek en gesê, hier's ek, hoekom het jy nie geloof in jou klein gelowige? Kan ons die res van die storie net gou in ons agterkoppe los en fokus op wat hier gebeur het. Jesus het vir Paulus ontmoet waar hy was. Hy het nie hier gestaan en vir Paulus gesê, kry geloof en staan op nie. Hy het na Paulus toe gegaan en vir hom gesê, hier is ek, hoekom het jy nie geloof nie? Hy het nie hom sleg gesê, dat hy nie gehad het nie, hy het hom gevra. En daai vraag kom nie uit 'n plek uit van, hoekom is jy so sleg nie? Dit kom uit 'n plek uit van, hoekom is jou liefde nie daar nie? Ja. Ek het al hierdie goed vir jou gewys, hulle het nou net die visies en broodjies storie gedoen, hè? En nou, hierso is hy besig, hy het nie vertroue nie. En dan verraai hy hom nog 'n paar keer, want hoekom? Hy het nie vertroue nie. Maar Jesus ignore dit nie. Hy het hom daar gaan ontmoet. So hier is die groot ding. Hy ontmoet elkeen van ons daar. Waar jy nou sit, is waar hy jou ontmoet. Jy hoef nie na 'n hoë plekkie toe te gaan of verhewe word om hom te ontmoet nie, want hy ontmoet jou waar jy sit. En dis waar dit gaan. En dis wat ons op moet fokus. En hier's waar dit op neerkom. En daar het ek hom opgesit. Waar is die vers wat ons moet kyk? So, nou om al daai goed bymekaar te bring. Dit lyk of ek baie rondspring en goeders, maar ek wil eintlik saadjies vat uit dele uit, om eintlik by hierdie uit te kom, want dit is die fondasie van ons verhouding met God en met mekaar. So hierdie is 1 Korintiërs 13. As jy nou swat, dan like hulle om hierdie die hoofstuk van liefde te noem, maar dit gaan letterlik als net oor liefde. En God is liefde. Ons verhouding met God is liefde. God, die Heilige Gees en Jesus is almal in liefde. Hulle het almal saam gewerk toe die hele aarde aan die skape gekom het. Daar's die hele tyd heenwysings gewees na Christus toe. Hy kom toe. Die hele storie is rondom verhouding en liefde. En daai verhouding is gebou in die liefde. So kom ons kyk wat hy sê. Kom ons kyk na vers 1 en 2. Hy sê, al praat ek die tale, wat ek vir lees agtergrond gee, sorry. So, hier het Paulus die brief van die Korinte geskryf. Okay, so die Korinte, hy het op sy tweede sendingsreis, het hy basies hierdie kerk geplant. Dit was redelik meestal nie Jode gewees nie, maar daar was 'n hele klomp Jode ook gewees. Okay? Dit was 'n kosmopolitiese hawe stad waar daar was, so dit is baie besig, industrieel amper in 'n mate as mens dit so kan beskryf. En hulle het eintlik vir hom vroeër iets gevra. Hy het 'n brief gestuur en hierdie is amper half nog 'n opvolg op daai brief. So hier praat hy nou met hulle oor liefde en hy sê, al praat ek die tale, want die Korinte het daarvan gehou. Hulle het van taal gehou, né? Van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. Nou, daai tyd, dis nou instrumente van daai tyd, so basically wat ons dit nou, jy kan vergelyk, is as jy nou 'n noot druk op 'n klavier en jy hou hom in, gaan hy eventually dood word. Dis basically wat dit is. As jy al hierdie goed kan doen, dis fantasties aan die begin, maar dit gaan dood aan die einde, dit beteken niks nie, dit gaan weg. So as nou verder aangaan, en al profeteer ek, en begryp ek alle geheime, en besit ek alle kennis, en ek het al die geloof. Kyk mooi na hierdie, nee. Om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, as ek niks. Wat weet ons nog? Jesus het vir ons die voorreg gegee, en die gawe gegee, om daai gees wat hom opgewek het, in ons te kan hê, en ons kan gebruik. Toe sê hy, ons kan dooies opwek, ons kan die berge skuif, ons kan demone uitdryf, al hierdie goeders. Maar hier sê dit, al kan jy al daai goeders doen, want jy kan daai goed doen met die gees in jou, en jy het nie liefde nie, beteken daai goed niks. So al jou aksies wat jy het,
al die goed wat jy mee kan presteer, al jou prestasies, al die goeie goed wat jy kan doen, al jou werke, beteken niks, as jy nie liefde het. En is dit nie maar dieselfde in 'n verhouding tussen man en vrou nie. Jy kan al hierdie goeders doen vir jou man of vir jou vrou. My pa kan elke oggend vir my ma koffie maak. En as iemand partykeer koue koffie as hy opstaan. Maar is uit liefde uit en dis hoekom dit nie 'n issue was nie. As dit nie uit liefde uit is nie, dan raak dit 'n probleem. En vir God beteken dit dan niks. Want ons grootste ding is om hom te verheerlik. En dit doen mense uit liefde uit in verhouding met hom. Die res val onder liefde. Hulle het vir Jesus gevra wat die Fariseërs spesifiek het vir Jesus gevra. Wat is die belangrikste gebooie? Hy het gesê jy God jou Vader eer en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die eerste twee. Dis die belangrikste wat hy gesê het. Want hy het gekom en 'n woord vervul. So ons moet die Vader eer en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Weer eens hierdie ding van liefde. Kom ons gaan aan vers 3. Al deel ek al my besittings uit en gee ek my liggaam oor sodat ek daarop kan beroep, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Hier is nou 'n ding. Liefde is geduldig, liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie, is nie verwaan. Okay? Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verduur alles. Liefde val nooit nie, maar profesie, dit sal tot 'n einde kom, of tale, dit sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Hier is 'n baie mooi beskrywing en 'n baie eenvoudige praktiese beskrywing van wat liefde is. So as ons ooit 'n vraag van onsself het van wat is liefde en wat is liefde nie, kom net terug na hierdie hoofstuk. 1 Korintiërs 13. Nou, vers 8 sê vir ons, profesie sal tot 'n einde kom en tale dit sal ophou. Ons het daar in vers 1 het ons gelees, al kan jy al die tale praat, al het jy al die geheime van die wêreld, al het jy al die kennis, en jy het nie liefde nie, beteken dit niks. Hier sê vers 8 vir ons, al daai goed gaan tot 'n einde kom. Daai goed gaan verdwyn. As die wegraping gebeur en die Here kom en die nuwe in die hemel word geskep, daai goed gaan niks beteken nie. Dis die liefde wat van saak maak. So dis die liefde wat ons eers op moet fokus. Want as jy die liefde het, dan val die ander goed net in plek. Want die Gees gaan jou lei deur die ander goed. Want jy het die liefde. Sonder die liefde kom dit uit jouself uit. Dan beteken dit ook niks. Vers 9 en 10. Nee, sê want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik. Dit sê vir ons ken nie alles nie. God het nie alles in ons openbaar. Ons gaan nie altyd alles weet nie. Jy gaan nie altyd alles ken nie. Jy gaan nie in 'n verhouding sit tussen man en vrou en altyd weet wat moet ek doen en wat moet ek nie doen nie. God gaan dan aan jou openbaar wat hy aan jou wil openbaar. Maar jy gaan nie noodwendig weet wat alles altyd is nie. Maar is alright. Want jy het liefde. Want jy het God wat dit vir jou kom wys. En dan sê vers 10, maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is ophou bestaan. Dan gaan ons aan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. En nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Ons kry baie hierdie prentjie van wat hulle 'n kind en volwasse vergelyk. Dis eintlik baie cool want jy kan regtig teologies in 'n diep ingaan. Jy gaan kyk na die lam, is mos nou 'n baba skaap. Okay? Gaan kyk na Abraham wat sy seun moes opoffer, was ook 'n kind. Jy weet, ons kan regtig, jy kan 'n goue draadjie deurtrek met hierdie gedagte van kind en volwasse wees. En daai kind wees verwys hier na jou kind wees in jou verhouding met God. Jou kind wees in jou liefde met God. As jy volwasse is, het jy daai liefde in God. Het jy die liefde vir God.
het jy dan die liefde vir mense? En hy sê verder, nou sien ons 'n geheimnisvolle beeld soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Ons gaan nie nou alles kan sien. God het geheime, hy's misterieus. En dis wat dit eintlik so amazing maak, is jy het nie nodig om alles van hom te weet om hom lief te hê. Jy hoef nie alles van almal te weet om hulle lief te hê. Maar God weet alles van jou, né? Hy sê, nou ken ek slegs gedeeltelik, Paulus sê, ons ken slegs gedeeltelik. Maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. God ken alles van jou, hy weet alles van jou. Nie eers jy nie. Wanneer as die dokters weet hoe ons almal se breine werk, en hoe al hierdie siektes wat inkom, en hoe dit alles affekteer, en eintlik hoekom jy droom nie. Hulle weet nou nog nie eintlik regtig hoekom jy droom nie. Almal het hulle opinies, maar daar is geen sekerheid. Want ons ken nie ten volle, maar hy ken ten volle. En eendag sal ons, wanneer hy kom. En die laaste een eintlik is vers 13. En dit is waar die kern van hierdie eintlik uitkom. Wat sê, nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan is liefde. Ja. Ek gaan nou 'n ding sê, dit mag wel kontroversieel klink. Maar ons het almal eintlik half in 'n kultuur groot geword wat sekere goed geag het as waarheid en sekere goed eintlik half uitgeset het as dit is hoe dit moet wees. As jy nou na hierdie kyk en dit sê hier en wat nou oorbly is geloof, hoop en liefde. Die belangrikste hiervan is liefde. Gaan jy altyd geloof hê? Glo jy altyd dat God iets kan doen? Of staan jy partykeer iewers en jy is van God, ek weet nie eintlik of jy dit nou kan doen nie. Ek het nie genoeg geloof. En ek af eerlik word sê, ek was daar. Ek was baie siek toe ek in graad 10 was. Het weird goed gehad wat met my gebeur het. Al kan ek so 'n bietjie van dit deel. Moet om vir julle 'n gedagte te gee van my geloof wat weg was eintlik. So ek het 'n virus gekry wat my breinstam aangeval het. My breinvlies en my hartvlies. Uit dit uit het ek hartissues ontwikkel. Ek het epilepsie gehad en hulle het nie regtig geweet wat eintlik aangaan. En niemand van die dokters het geweet regtig wat om te doen nie. Hulle het almal oor die lank by mekaar gekry en gesê, "Jy, hier's 'n nuwe case study. Kom ons figure uit hoe hierdie ou in die gang te kry want ons het nie 'n klou nie. Hulle kan kom nie diagnoseer nie." Niks wat hulle vir my gegee het gewerk nie. En dit het aangehou en aangehou. En eventually kom ek op 'n besefing dat niemand in hierdie wêreld kan my help nie. Geen dokter kan my regmaak nie. Maar nou wil ek bylas. Hulle het die dokters oor see ook gekontak om insig en kennis te kry. En niemand het verstaan wat aangaan nie. Hulle het my toe eventually met iets gediagnoseer. Wat ek eerder voel om my net nie gesê het nie, want ek is een van 3 mense wat dit het. Die ander 2 is al dood. So hier staan ek nou. So dis nogals baie cool as jy nou dink, jy, kom ons sê vir 'n 16-jarige, jy het multivocal myoclonus, massive woord. Ek dink ek sou dit ooit vergeet nie, want dit het my so eintlik in my ingebrand dat die ander 2 mense wat dit gekry het, die een ou het was oud gewees. Ek dink hy was 6 of 77 of iets. Die ander was in sy 40's. Nou in sy 40's het dadelik dood gegaan. En die ou wat in sy 70's was, het net so stelselmatig vir 'n paar jaar dood gegaan. Want hy het nog steeds die issues gehad. So, nou sê jy vir 'n kind, luister, jy het hierdie issues en al die ander mense met hierdie issues is al dood. Dit was vir my amper of erger as kanker. Want hulle kan daarom iets vir kanker doen en traai. Hulle kan niks vir dit doen nie. Hulle weet nie eintlik wat om vir dit te doen nie. Hulle het net 'n naam gegee, maar hulle weet ons nie wat dit is nie. So dis waar my geloof totaal gebreek het. Ek het aan die begin het ek gebid, Here asseblief genees my, asseblief, vat dit weg. Niks het gebeur nie, ek sê van, skroe jou. Dis waar ek was.
Ek was op 'n plek waar ek was, Here, ek wil niks met jou te doen hê nie, want jy wil my nie help. Ek soek jou nie. So ek het hom gelos. Hierdie loop van die jaar het dit net erger gegaan. Ek aan die einde van die jaar kom. So kom ek op 'n punt, toe ek van, weet jy wat, ek is oor dit. Ek is oor al hierdie pille drink, ek is oor hierdie rukkings en hierdie siek wees en hierdie kan niks doen nie, want ek sit net op die bank en ek kyk rugby, dis my hart op 50. So is eintlik nice, ek lekker vet verbrand. Maar I would not recommend. Dit is nie lekker nie. Maar ek kom tot 'n punt waar ek sê, okay Here, ek is nou klaar. Ek wil nou ontslae raak van hierdie. En dis waar ek die besefing gekry het van, toe ek my verhouding begin het, toe ek in graad 7 besluit het om my hart vir die Here te gee, het ek van daar af nooit eintlik 'n liefdevolle verhouding met God gehad. Ek het kerk toe gegaan, ek het my Bybel gelees, ek het liedjies gesing, maar ek het nooit 'n verhouding met hom gehad nie. Daar was nooit die liefde gewees nie. En dit het my geloof geval en my hoop was totaal weg. Ek het eintlik op 'n stadium gedink, okay Here, ek kan eintlik maar nou doodgaan want ek is nou oor dit. Ek het soveel drome vir my toekoms, maar ek is nie meer lus vir dit nie. Ek het niks meer nie. Kom ook op daai dag, dit was Desember gewees, dis die 14de. Dis sê ek, Here, ek is nou klaar. Ek wil dit nie meer hê nie. Ek soek dit nie meer nie. Net raak toe val ek op my knieë, toe sê ek vir hom, ek gee dit alles vir jou. Ek gee alles vir jou. Ek wil niks in my eie hande vat en dit beheer nie. Ek wil niks vir iemand anders gee en dit beheer nie. Ek gee dit vir jou. En net daar, julle gaan my dalk nie glo nie, maar dis so wonderwerke werk. Net daar, terwyl ek al lê en ruk van hierdie goed wat net aan die gang is, verdwyn dit. Ons gaan die volgende dag toe terug en ons niks meer fout nie, maar ek moet net stelselmatig van die pille afklim, anders sê dat my stelsel kan iets of ek weet nie wat ek wat. Ek het nie regtig na dit geworry nie, want die goed was weg. In daai oomblik het hy dit weggevat, maar wat het dit my gevat om daar te kom? Net liefde. Ek het deur al daai pyn en suffering gegaan vir wat? Om liefde te kry, né? Moes ek deur al daai pyn en suffering gaan? Ja, dalk. Maar ek dink, actually, ek kon, om dit gewerk het, as ek net van die begin af besef het, dat het gaan oor liefde, en nie oor al die werke wat ek doen het. Maar toe gebruik God daai tydperk, om my dit te leer, om my dit te wys. En na al dit, staan ek hier, met 'n sekerheid, dat God my gaan gebruik, omdat ek deel is met sy liefde. En die dag wat ek doodgaan, is die dag wat ek klaar is, wat my plannetjie wat hy vir my gehad het, finaal is. So dit gaan nie oor al die ander goed wat ons doen nie. Dit gaan nie oor hoe hard ek werk, hoe baie ek bid, en al daai dinge nie. Want as jy dit uit 'n plek van jou vlees uit doen, dan doen jy dit nie liefde vir God nie. Dan dra dit nie kragvol nie. En eintlik nie eers vir jou nie. Jy sit 'n valsheid op om 'n krag daai te kry. So die grootste ding wat ek julle vandag mee wil los, is vers 13. Jy het 1 Korintiërs 13, vers 13. So maklik hier onthou. 1 Korintiërs 13, 13. Veilig. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. So gaan sit in dit. En gaan soek God in die liefde. Nie in al die fisiese werke wat ons kan doen, maar in sy liefde. Dan kan jy egtheid hê, dan kan jy verhouding hê, en dan kom waarheid in. En dan wil ek dit ook eintlik deurtrek na ons verhoudings toe. Gaan soek die liefde in verhouding tussen man en vrou. Gaan soek die liefde in verhouding tussen pa en seun, pa en dogter, ma en seun, ma en dogter, boetie en sussie, en so aan. Moenie die fisiese goed gaan soek, jy gaan soek die liefde. Maar dis tog wat God ook doen. Dis wat die drie eenigheid is. Dis 'n verhouding in liefde. So,
Ek wil julle nou 'n kans gee. Kom ons sluit ons oë en ons buig ons hoofde. As jy vandag vir God alles wil gee, en jy is op 'n punt waar jy nie meer kan, jy het niks, jy het nie meer hoop nie, jy het actually nie meer geloof nie. Jy voel of jy hele menswees uit mekaar uitval. Wil ek jou vra, wat in 'n stap van geloof, wat jy dalk nie eens het nie, kom ons sê dan 'n stap van liefde. In 'n stap van liefde, dat jy jou hand opsteek dat ons vir jou kan bid, vir dit. En dit is nie net 'n ding van, ek doen dit uit myself uit om iets te kry nie. Hierdie is 'n getuienis tussen jou en God, om te sê, ek het niks en ek is niks, en ek soek die liefde. Dan wil ek vir jou bid. Vader, ons kom eer U vir die tyd, en ons kom dank U, dat die magtigheid en die liefde seëvier. Vader, U sien die mense wat hulle hande opsteek, U sien die mense wat niks meer het, wat leeg is. Vader, ons kom bid dat die Gees hulle sal beweeg. Ons kom bid dat U liefde in hulle sal seëvier. Vader, ons kom bid dat hulle sal sien dat U is goed en U is liefde. Vader, ons kom bid dat hulle sal besef dat dit gaan nie oor hulle en alles wat hulle doen nie, maar oor die liefde wat U vir hulle het. Dat U hulle ontmoet waar hulle is, soos Jesus vir Paulus in die water daar ontmoet het. Dat U hulle nou daar kom ontmoet waar hulle nou sit. Dat die Gees hulle beweeg en hulle kom vul met U liefde. Dat hulle hande sal uitsteek in liefde en dit sal aanvang. Ja, Vader, ons kom bid dat U ons sal lei in hierdie week om deur liefde op te tree, uit liefde uit op te tree en mense in liefde aan te raak, soos wat Jesus almal terwyl Hy hier op aarde was, in liefde aangeraak het. Nie mense te oordeel vir hulle aksies nie, maar hulle toe te gaan uit liefde uit, en met liefde met hulle te praat. Ja, Vader, ek kom bid die seën uit oor elke persoon wat vanoggend hier sit. Ja, Vader, en as dit in U wil is, bring ons volgende week weer hier by mekaar. Ons kom bid dit in die naam van Jesus. Amen.